Elke jaar gebeur dieselfde ding. Aan die een kant wil ons dit vier, dis mos oulik, romanties en 'n verskoning om liefde te vier, maar aan die ander kant voel dit soms net soos 'n reuse bemarkingsveldtog, wat die boodskap stuur dat as jy iemand regtig liefhet, dan moet jy dit bewys met jou bankkaart en wat jy vir hulle koop. So dan, wat is die regte manier om Valentynsdag te benader? Die beste Valentynsraad vir hierdie jaar is, dis nie hoeveel jy gaan spandeer nie, dis oor hoe goed jy oplet. Kenners sê, die perfekte geskenk sê eintlik net 3 dinge. Ek hoor jou, ek sien jou, ek waardeer jou. En dit beteken dat jy nie noodwendig die gewildste item of die grootste bos rose in plastiek by die kruidenierswinkel hoef te koop nie. Dink eerder, wat het jou maat die afgelope paar maande terloops genoem? Is daar iets wat hulle kort, iets wat hulle bewonder het, maar nie vir hulle self sal koop nie? Miskien kla jou vrou oor 'n handsak wat te swaar is. Dalk is 'n ligte, meer stylvolle sak wat haar rug spaar, baie meer romanties as 'n duur item net vir die naam. Miskien is dit 'n sagte serp vir die koue winter wat nog kom, of 'n mooi stel pyjamas wat sy self nooit vir haarself sal koop nie. Maar daar is ook 'n belangrike en fyn lyn. Prakties is goed, te prakties, nie altyd nie. 'n broodrooster op Valentynsdag, of dalk 'n stofsuier? Nou, moeilik. Dis nie die dag vir, ons het dit nodig in die huis nie. Dis die dag vir 'n bietjie bederf, selfs al is dit ietsie klein.